Without the Spirit of God, we can do nothing. We are as ships without wind, or chariots without steeds. Like branches without sap, we are withered. Like coals without fire, we are useless. As an offering, without the sacrificial flame, we are unaccepted. Charles Haddon Spurgeon. Vandag is ons by die laaste letter van ons verhouding, gemeenskap, kerk, alfabet. En vandag staan ons stil by die H. En dit staan natuurlik vir die Heilige Gees. Luister vanoggend weer saam met my na Handelinge 2, vers 42 tot 47, soos wat dit vir ons in die boodskap vertaal is. Die gelowiges het ook gereeld saam geëet en saam gebid. Die apostels het groot wonderwerke onder hulle gedoen. Al die gelowiges het groot eerbied vir God gehad. Hulle liefde vir hom en vir mekaar het hulle in 'n hegte eenheid saamgesnoer. Daarom was hulle bereid om selfs hulle besittings met mekaar te deel. Hulle het alles verkoop wat hulle besit het en die geld vir die armes gegee. Dag na dag het hulle ook na die tempel toe gegaan om God daar te aanbid. Hulle het ook by verskillende huise saam geëet. Hierdie maaltye was glad nie uitspattig nie. Al die gelowiges was vol vreugde. Hulle het God heeltyd geprys, omdat hy so groot en goed is. Die gelowiges se lewenstyl het die ander mense in Jerusalem aangegryp. Almal het daaroor gepraat. Daarom het daar elke dag baie mense tot geloof in Christus gekom. Die baie bekende Amerikaanse sosioloog George Barna het in een van sy boeke, The Second Coming of the Church, die volgende vraag gevra: leef wedergebore Christene anders as nie-Christene? Nou kom ons bring dit so 'n bietjie nader aan jou en my vel. Wat doen ek en jy anders as wat die wêreld doen? Kom ons vra hom ook op 'n ander manier. Waaraan kan die wêreld sien dat ek en jy kinders van God is? Die navorsingsresultate van hierdie studie was skokkend geweest. Hulle het agtergekom dat daar geen verskil tussen Christene en nie-Christene was nie. Daar is onder andere bevind dat 27% van wedergebore Christene jaarliks skei. Daarteenoor het net 23% van nie-Christene geskei. 24% van wedergebore Christene het geld gegee aan armes en nood en om ander mense te help wat minder het as hulle. Terwyl 34% van nie-Christene dieselfde gedoen het. Soos wat ons net in Handelinge gelees het, was die eerste Christene heeltemal anders in alles wat hulle gedoen het. Hulle het God geloof en geprys en geëer. Hulle het met blydskap dinge gedeel. Hulle het die minder bevoorregtes en armes in die gemeenskap gehelp. Hulle lewenstyl het getuig daarvan dat hulle geleef het in die vertreksaal van hierdie lewe. Hulle goed was gepak, hulle was reg gewees om Jesus te volg, om na die hemelse Vaderhuis toe te gaan. Hulle was ook nie meer bang vir die dood gewees nie, want hulle het gesien hoe Jesus opgestaan, opgevaar het. En hulle het met alles in hulle uitgesien daarna, om saam met hom in Papa Vader se Vaderhuis te wees. Luister gou saam met my na die vrug van die Gees, soos wat dit in die boodskap vir ons beskryf word in Galasiërs 5, einde vers 21 en 22. Aan die ander kant kan 'n mens duidelik sien watter mense se lewe deur die Heilige Gees beheer word. Net soos 'n boom wat 'n baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om vir ander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit. Daarom wil ander graag ook in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Andere kan altyd op hulle reken
omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis en ontferming. Die Gees stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, sodat die sonde nooit hoogtyd in hulle lewe vier nie.